welkom by ons program vanoggend, Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en my naam is Chanel. Nou vanoggend kyk ons weer na een van daai Bybelbeloftes wat jou sommer so huppel in jou stap gaan gee vir die dag. En ek wil jou uitnooi, hierdie is 'n belofte wat gedeel moet word. Jy weet, wanneer ons in 'n wêreld bly soos hierdie, is hoop, veral hierdie een, so baie belangrik. Nou ek was omtrent so 13 toe my ouma oorlede is en 24 toe my ouma Grootjie oorlede is. Maar wat ek nooit sal vergeet nie, by my ouma Grootjie se begrafnis het ek en my ma na die tyd gestaan by die graf en sy sê toe, nou slaap hulle al twee. En dis baie sad. Vriende, om 'n geliefde te loor is baie hartseer. Maar daar is 'n vertroosting in die hoop dat ons geliefdes net slaap. Want wat gebeur as iemand slaap? Hulle moet wakker word. En ons belofte vanoggend lees ons in Johannes 5 vers 28 en 29. Moenie julle hieroor verwonder nie, sê Jesus Christus self, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Vriende, daar kom 'n uur wanneer almal wat slaap in die grafte weer sal opstaan. Paulus skryf in 1 Tessalonisense 4 vers 18, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Moenie treur sonder hoop nie. Jesus het gesterf vir ons en hy het opgestaan. Vers 16 sê hy, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. In vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Vriende, nie net kom Jesus terug nie, maar daar is 'n groot, vreugdevolle opstandingsdag wat vir hierdie wêreld wag. Luister saam met my na hierdie pragtige lied van Ryan Day. Recall that certain chapter where Pharaoh's men were after all of Israel and made God's people flee. God drowned Pharaoh's men, the children crossed upon dry land. I'm telling you, God's gonna do the same for you and me. Well, I believe He is, while others just think He was, while they suppose He did. Where two or three agree, God's gonna do the same for you and me. Yes, He is. Well, now He healed their sons and daughters. He made the wine out of water. He was there when Peter crossed on the raging sea. And He fed the little sparrow, and He put the meal in the widow's barrel. I'm telling you, God's gonna do the same for you and me. Think He was, while they suppose He did. I know He still does, and I'm holding to the promise where two or three agree. God's gonna do the same for you and me. Well, I believe He is, while others just think He was, while they suppose He did. Well, I know He still does, and I'm holding to the promise where two or three agree. God's gonna do the same for you and me. Oh, God's gonna do the same for you and me. Ons kyk vanoggend na die wonderlike belofte in Johannes 5 vers 28 en 29 waar Jesus self praat. Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Vriende, Jesus self sê hier vir ons, moet julle nie verwonder nie. Jesus sê dit om te beklemtoon dat die opstanding nie iets is wat vreemds of onverwags gaan wees nie. Dit is iets wat hy beloof het en wat sekerlik sal gebeur. Maar is hierdie belofte dan net 'n belofte van hoop om ons geliefdes weer te sien? O nee, en hoe wonderlik is dit nie? Want Jesus se woorde is
vol beloftes. Want wat is die main event daardie uur? Jesus kom in die wolke, wat beteken, ons gaan huis toe. Vriende, ons gaan huis toe. Kry julle ook so inspuiting van motivering? Motivering om in die wil van God te lewe, om te gehoorsaam en hom te volg. Want nie net treur ek en jy nie sonder hoop nie, maar dis gerusstellend vir my persoonlik, om te weet dat die dood is nie die einde nie. Selfs wanneer ek gaan slaap in Christus. Met ander woorde, as ek 'n kind van God is daar altyd hoop, selfs in die dood. Sjoe, vriende, ek hoop julle hoor die krag in hierdie belofte. Jesus Christus, wat self oorwinning oor die dood het, kom haal al sy kinders, die wat lewe en die wat dood is. Hierdie gebeurtenis moet iets wees wat elke een van ons na uitsien. Die opstanding is 'n dag van vreugde, want ons gaan huis toe. Maar ek wil jou vanoggend iets vra. Wil jy huis toe gaan? Ek weet ek wil. Oh man, ek wil so graag. Wil jy ook? Want Jesus Christus gaan ons kom haal. Hy gaan al sy kinders kom haal. Maar miskien as jy vanoggend voel, jy weet nie hoe nie, of jy het gedagtes van vrees of baie vrae, IWR wil jou baie graag bystaan. Asseblief kontak ons by awrafrikaans.org of stuur vir ons 'n WhatsApp na 060 248 1172. 060 248 1172. Maar daar waar jy nou is, kan ek asseblief vir jou bid. Ons hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie voorreg om na U toe te kan kom met vrymoedigheid. Dankie Vader dat ons weet, verseker weet, dat U nie doof is vir ons gebede nie. En Here, ek dankie vanoggend vir die Heilige Gees, die trooster. Want Here, daar is so baie seer in hierdie wêreld, so baie hartseer. En dankie dat die Heilige Gees met ons is, elke liewe oomblik. Vader, U het ons eerste lief gehad en so baie lief, dat U Seun Jesus Christus vir die mensdom dat kom het om te suffer en te sterf. Baie dankie daarvoor. En Here, ons sien so uit na daardie dag, wat die koning van die konings, ons verlosser, ons Christus, gaan terugkom om ons te kom haal. Die wat lewe en ook die wat slaap. En ek vra U vanoggend, Vader, as daar 'n luisteraar is wat bemoediging nodig het, mag die Heilige Gees hulle wysheid gee, leer en ook herinner aan daardie dag wat Christus se almagtige stem self die graf te gaan oopmaak. En ons almal saam met hom dan huis toe neem. Dis my gebed in die naam van ons Jesus Christus. Amen.